Liewe Heer, ons buig ons hoofde vanmôre voor die aangesig. Here, en ons bring al ons broers en susters saam wat in hierdie tyd, Vader, so siek is aan hierdie COVID-virus. Ag Here, ons dink soms spesifiek aan elke een wat ons verloor het, elke een wat aan die dood afgestaan is. Here, dit is die grootste verlies. Daar is geen woord wat dit kan beter maak nie, daar is geen sin wat die verlies minder kan maak nie, Here, daar is net U. So ons vat hierdie oomblik om by U te kom stil raak, en bid ek, Here, vir elke liewe een, en vra, Vader, dat U hulle asseblief aan die bors sal vasdruk, vir hulle vertroosting sal bring, en hulle sal herinner, Vader, dat ons ewige hoop is in U, dat alhoewel ons nou hartseer is en smart ervaar, ons weer eendag, Here, saam met U in die hemel sal wees, en saam met ons geliefdes. Ek bid, Here, vir elke een vir krag. Ek bid, Here, vir beskerming. En ek bid, Here, dat hulle in hierdie tyd baie styf aan U sal vashou. Voorsien asseblief, Here, vir elke een volgens sy behoefte, en wees jy asseblief daar, saam met elke een. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Goeiemôre gemeente, baie welkom by vanoggend se erediens. Dis vir my 'n voorreg en 'n vreugde om vanoggend se boodskap aan elkeen van julle te bring. So ons is terug by opnames. Ek weet dit is nie ideaal nie en ek weet dit is nie wat julle elkeen graag wil hê nie. Weet ons harte verlang net so baie na julle, maar vir die tyd wat ons dit doen, is dit juis om beskerming. Dis juis dat ons kan voortgaan om as gemeente saam te kom waarin ons veilig is in hierdie verskriklik vinnige veranderende tye. So ons bid dat julle saam met ons sal bly en sal styf vashou daaraan en weet, ons kan nog steeds by mekaar kom as gemeente, as familie van God, ons doen dit net op 'n ander forum. So baie welkom, ek hoop hierdie boodskap vang jou goed vanoggend. Dankie dat julle my in julle huise innooi. Ek hoop julle nooi sommer die hele gesin saam, dat almal saam voor die televisie sit of die rekenaar, en dan luister ons verder vandag na die preekreeks oor hoe ons woorde gebruik. Maar voordat ek aangaan, moet ek eers stop en onthou, vanoggend is ook 'n spesiale Sondag in die huise van almal. Nou, julle jong kindertjies, ek hoop julle almal het koffie en ontbyt vir julle pappas gemaak, en as jy nou vergeet het, moet jy nou daar stop druk en dit gaan doen. Want dit is vandag Vadersdag, en ons eer elke liewe een van julle besonderse, spesiale pappas. Baie dankie vir alles wat julle beteken en doen in ons gesinne se lewens. Julle is waarlik die hoeksteen van die samelewing. Dankie vir julle voorbeeld, julle waardes en die feit dat julle ons so beskerm en oprig en liefhet. Ons staan vandag stil om julle elke een te eer. Ek lees nou graag 'n gediggie wat geskryf is deur 'n baie klein dogtertjie. En sy skryf die volgende: My daddy is a mountain, my daddy is a sea. My daddy smiles again and again. I love my daddy and I know he loves me. 'Cause my daddy is a ray of light that warms a winter's eve. My daddy is very special to me. I could not live without my daddy as he could not live without me. So aan al julle pappas, julle is baie spesiaal. Aan al die pappas van die 4 potige kinders, baie gelukkige Vadersdag aan julle ook. Julle weet nie die rol wat julle speel, veral as jy 'n Basset of 'n Beagle het nie. En dan wil ek ook 'n baie spesiale geluk sê aan my eie man met hierdie Vadersdag. Gemeente, ons stel julle graag in kennis dat ons geleer het, ons is weer swanger. So ons wag nou graag vir die opwagting van ons tweede Vanderwalkie. Baie dankie Clinton vir alles wat jy vir ons beteken en die wonderlike pappa wat jy is. Ek sien uit na hierdie nuwe mylpaal saam met jou. So gemeente, ons gaan nou graag aan met ons preekreeks oor hoe ons woorde gebruik. Gebruik ons dit wys of gebruik ons dit woes? Vandag se tema praat ons oor elke onverskillige woord. En is dit regtig my gebed dat die Here ons teenwoordig sal wees in ons harte.
En in daardie diep spesiale plek saam met hom, daar sal hy ons onderrig, ons lei en ons leer, maar ook ons vertroos en ons verhelder. Ek lees graag saam met julle die volgende stuk. Hoor hemele, ek praat. Luister na my woorde, aarde. My onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkook julle soos dou, soos sagte reëns op die grasies, soos reënbuie op die graan. Ek wil die naam van die Here roem. Prys ons God om sy grootheid. Hy is die rots. Sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is regverdig. Hy is die getroue God sonder onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Is die Here nie jou Vader, jou skepper nie? Hy het jou gemaak, jou in die lewe gebring. Dink aan die dae lank verby. Onthou die jare van die voorgeslagte. Vra jou pa dat hy jou vertel, jou ou mense dat hulle jou dit sê. Jy het jou rots, jou skepper, nie in ag geneem nie. Die God wat jou in die wêreld ingebring het, vergeet. As hulle wysheid gehad het, sou hulle dit verstaan het, sou hulle begryp het wat hulle uiteinde sal wees. Die rots van die nasies is nie soos ons rots nie. Ons vyande kan tog self oordeel, want hulle stam uit Sodom se wingerd, uit Gomorra se droë gelyktes. Hulle druiwe is giftig, elke tros is bitter. Hulle wyn is slanggif, wrede addergif. Die Here het gesê, dit is weggeberg by my, toegesluit in my skure. Ek straf en ek vergeld op die dag as hulle voete gly. Die Here behartig die saak van sy volk. Die Here ontferm hom oor sy dienaars, want hy sien hulle krag het ingegee. Dit is klaar met hulle almal. Besef dit tog. Ek is die Here. Naas my is daar geen ander God nie. Ek maak dood en ek gee lewe. Ek maak siek en ek maak gesond. Uit my mag word niemand bevry nie. Al julle nasies, julle moet die volk van die Here roem, want hy wreek die bloed van sy dienaars. Hy straf sy teenstanders. Hy bring vrede tussen hom en sy land, tussen hom en sy volk. Gemeente, dit is 'n lied wat gesing was, wat ons lees in Deuteronomium hoofstuk 32, deur die Israeliete, toe Moses sy laaste boodskap aan hulle gegee het. In die tye wat voor hulle gelê het met hulle verhouding saam met die Here, die res van die pad, was opgesluit hierin, die basiese waarhede, waaraan hulle herinner word. Ek groet julle dan nou vanmôre, in die naam van God ons Vader, in die liefde van ons Here Jesus Christus, en in die gemeenskap van die Heilige Gees. Welkom in die huis van die Here. Ons gaan dan nou 'n oomblik stil staan en 'n bietjie tyd maak vir die lofprysing. So ek nooi julle graag uit om in julle tuiste gemaklik te wees en saam te sing uit volle bors tot eer en verheerliking van God ons Vader. Kom ons sing saam. Hy is magtig, lof en prys hom. Ek wil God my loflied bring. En solank ek leef om eer, lof die groot en troue Heer. Hy is goed, die God van Jakob, vestig ook op hom jou. Rig hy weer op, blinde oë maak hy
Gemeente, kom ons bid saam. Here, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer u oor hulle oordeel nie, en 'n sondaar nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, Abba, u lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Beskerm, Here, ons asseblief daarteen, elke dag, in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons lees dan nou vanoggend uit Matteus hoofstuk 12. Dan lees ons verse 36 en 37 alleen. So ons kyk vanmôre na die tema elke onverskillige woord en gaan leen ons uit die evangelie van Matteus. Dit is op bladsy 20 in die Nuwe Testament in my Bybel. Dan lees ons Matteus hoofstuk 12 vers 36 tot 37. Onthou, as jy nog besig is om te soek in jou Bybel, is dit heeltemal in jou hak, stop dan net die video hierso tot jy jou plek gekry het en dan druk jy net weer play. Kom ons lees saam. Dit sê ek vir julle, van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Ons lees dan net tot sover. Gemeente, ek lees graag vir julle die volgende storie. The old man clutches his robe and shivers in spite of the desert heat. Assistants help him scramble up the tallest rock. Before him, stretching all the way to the horizon, are the Israelites. He pauses to let the cheers of the crowd die down. His eyes lock onto a few anonymous faces. So young, so innocent. None of them has a single memory of the glories of Egypt, the fabulous land of pyramids and palaces and chariots. These desert kids know only the rigors of Sinai. Scorpions, vipers, blazing heat, cold nights, sandstorms, the endless search for water. None of their parents have survived, save two. The rest proved useless. He dragged them out of Egypt, only to find they kept Egypt inside them. Now he faces their eager young descendants, a nation intact, but with all its individual cells replaced. Children, that's what they are, mere children. He'd give anything to lead them across the river into the land he's been crowing about for 40 years. He sighs, with a sound more like a groan. It won't work, he knows. Instead, he'll die here, maybe even today. They will be alone soon, this brood of the desert. He's gathered them together to say farewell. Like a hive of bees, the mob buzzes with energy. Moses hasn't seen such excitement since the day their parents walked out of Egypt, loaded down with the gold of the pharaohs. How quickly the smiles left their faces. How long will they last on these children's? They have heard stories from their parents, he knows, the same parents who grumbled, complained, and outright rebelled against his leadership. This is his last chance to set the record straight, to write the blame and the credit, to get history down, not just for these children, but for all to follow, for all posterity. Moses' eyes are the color of clotted milk,
80 years in the desert have carved walrus wrinkles across his face. The sounds of the multitude bled together into a low, irritating hum. Joshua and Caleb, trusted associates, have quieted the throng and are motioning for him to begin. They have arranged for shouters to repeat his words, projecting them out so everyone can hear. Speak slowly, they advise. Take your time. But as he begins to speak, his voice cracks and the old stutter starts up again. Moses is the oldest person any of the Israelites have seen, the only truly ancient person among them, nearly twice the age of Joshua and Caleb. With his snow-white hair and flowing beard, he seems more mythological creature than man. He has dominated their lives from birth. They have heard how he strode past guards in the great Pharaoh's palace and surprised the ruler who was once his playmate. The plagues, so traumatic at the time, over the years have become the fodder of jokes. Frogs jumping through the kitchen windows, gnats and flies swarming the soldiers and foremen, boils forcing the Egyptian magicians to roll naked in the sand for relief. Moses, the magician, stage managed all that. Their parents used to speak longingly of the palm trees, the houses piled atop one another so high as to block the sun, the streets crowded with chariots, donkey carts, and long caravans of camels. Of such, this throng has no memory. They have only the hope of a new start, a nation where they will serve as masters and not slaves, a land not desiccated, but lush, with pastures and crops, a land they can call their own. Gemeente, hierdie is 'n verhaal, 'n storie wat geskryf was deur Philip Yancey, wat praat oor die uitdagings wat Moses beleef het in die woestyn deur die volk van God, deur die Israeliete, hierdie groot eksodus, hierdie bevryding van slawerny uit die land van Egipte, wat maar net 'n paar weke moes duur na die beloofde land, het uiteindelik 40 jaar lank geduur. En dit het 40 jaar lank gevat om een rede, en dit was die Israeliete se harte, hulle gesindhede, hulle houdings. Sedert die Israeliete se voete die woestynsand getref het, was hulle harte verdeeld tussen die uitkoms wat God vir hulle bewerkstellig het, en die nuwe lewe saam met hom, en natuurlik dan dit wat hulle agtergelaat het in Egipte, die plesiere wat hulle geken het, wat hulle nie nou in die woestyn by hulle gehad het nie. Reg deur Exodus hoor ons hoe hulle kla, hoe hulle agter God se rug gaan, hoe hulle kla oor vleis wat hulle nie meer het nie, oor die riviere wat daar nie is nie, oor die bome en die weeligheid van Egipte wat hulle mis. Hulle het nie net gekla nie, hulle het so ver gegaan as om hulle self uit te spreek om te sê, hulle wil eerder teruggaan na Egipte toe. Al het dit vir hulle 400 jaar se slawerny beteken. Dit is so asof hulle met eens vergeet het van die diep verlangende gebede vir God om hulle te kom red. Daardie hartseer woorde van smart wat hulle gebid het en gehunker het, na uitkoms, wat hulle dag na dag oor gesing het, dag na dag oor gehuil het, geween het, daardie woorde, Here help ons, het hulle met eens vergeet. Hulle wou eerder teruggaan na die hel, waaruit God hulle bevry het, as die nuwe lewe, wat saam met sy moeilikhede en uitdagings kom. Hulle het teruggehunker na Egipte toe. Hulle harte was verdeeld, omdat hulle Egipte nog in hulle harte gedra het. Nou tydens hulle eksodus in hierdie woestyn het hulle vele kere, soos ek gesê het, God se vertroue gebreek. Dit was amper 'n daaglikse ding, waar hulle dan eers vir God beloof ons lewe, ons beloof ons gehoorsaamheid, Here, ons glo in U, ons volg in U, U is goed, U voorsien, ja Here.
En dan 2 minute later, dan raak dinge moeilik of uitdagend, en dan is hulle alweer besig om hulle vertroue in die Here te breek, en gee hulle in teen die sonde teen God. Hulle het toegelaat, keer op keer, dat twyfel die oorhand by hulle kry, net hulle al half gevoel, God het hulle verlaat. God is nie meer daar nie. Hulle het gevoel, hulle is alleen in die woestyn. Hulle het nog verder gegaan, en vanuit daardie harde harte nog dreigemente begin rondslinger teen Moses en teen God. Dit het hulle weer barstig en meer hardkoppig gemaak, en al hoe meer en meer het hulle harte begin versteen. Soveel so, dat hulle verhouding met God net nie vorentoe gegaan het nie. Dit het net nie verdiep nie. Dit het heeltyd vorentoe 'n paar tree gegaan en 'n paar tree dan weer terug. Dan het hulle weer 'n klomp sonde gepleeg en dan moes hulle weer op 'n nuwe bladsy begin. En dit is hoekom 40 jaar lank die pad was in die woestyn, waarin meeste van hulle in die woestyn omgekom het en hulle nie eers die beloofde land gesien het nie. Dis hierdie heeltyd se vorentoe en se agtertoe, waarin hulle net nie heeltemal regkom om op die pad te kom met 'n verhouding met God en om dit vertrou deur te stap tot aan die einde nie. En die rede daarvoor is, dis asof 2 wêrelde gemeente reg teenoor mekaar begin staan het en die spanning daarvan gemaak het, dat hulle op die ou einde van die dag verloor het. Dit was hierdie nuwe lewe saam met God, hierdie nuwe verhouding, hierdie nuwe verbond saam met hom, wat hulle graag in wou wees, maar hulle wou 'n gedeelte van die ou wêreld van Egipte saambring. Hulle wou die beste gehad het van die 2 wêrelde. En toe die 2 wêrelde in mekaar vasbots, was dit die uiteinde van die saak. Ons leer van hierdie selfde gesindheid in vandag se teks as ons 'n bietjie teruggaan en lees vanaf vers 22. Wat het gebeur tussen Jesus en die Fariseërs? Ons ontmoet hier 'n verhaal waar Jesus besig is om duiwels uit te dryf uit 'n blinde, stom man. En die Fariseërs hom daarvan aankla dat hy die medewerker is van Beelzebul, die medewerker is van die Satan, dat Jesus besig is om hierdie wonderwerk te doen deur die krag van die Satan. Dit is die gesindheid waarvan ons lees in hierdie teks vandag van die Fariseërs. En dit is eintlik so groot skok vir ons, want die Fariseërs was die groot kerkleiers van daardie tyd, soos ons weet. Die hoëpriesters wat veronderstel was om die woord en die wil van God uit hulle koppe uit te ken. Hierdie was die mense wat die volk moes lei en oprig en leer om in 'n verhouding met God te staan, om vir die volk te openbaar wat God se ware karakter is. En hier staan hulle, besig om die seun van God 'n medewerker van Satan te noem. Hulle kla hom aan as een wat sonde pleeg. Hulle ontken sy koningskap en hulle is besig om hom sleg te sê. As ons dieper gaan delf oor watter tipe sonde dit is hier wat hulle pleeg, is dit wat hulle noem die sonde teen die Heilige Gees, is om te sê dat die goeie werke is boos, die werke van God is duistere werke of Satan se werke. Hoe kan so iets gebeur, gemeente? Hoe kan die leiers, die godsdienstige leiers, so fout begaan? Hoe kan hulle die seun van die mens gelykstel met die Satan? In ons tema van vandag word ons herinner dat so iets slegs kan gebeur vanuit 'n klipharde, versteende hart. 'n eens lewende, kloppende hart vir God, soos wat hulle intensies was om hierdie hoëpriesters van die geloof te wees, het met tyd so verhard as gevolg van selfsug, onkunde, afgodery, gulsigheid, woede, bitterheid en ons onvergewensgesindheid. Hulle hart het so verhard oor die verloop van tyd as gevolg van hierdie dinge. Hierdie tipe woorde wat dan vanuit hulle uitvloei, is 'n uitvloeisel van die haat wat in hulle hart is, die kwaad wat in hulle wond is. En dit is woorde soos die, wat ons laas week geleer het, die Grieks karakteriseer met die woord sapros. En hierdie woord sapros beteken waardeloos of vrot. Hierdie woorde wat daar uitvloei is waardeloos en dit is vrot. Dit stel woorde voor wat gekneus is,
woorde wat uitloop van die etter, woorde wat nie waarde toevoeg nie, maar eintlik net siek maak en skaderig. Gemeente, dit is woorde wat al lankal swart geword het tot binne in die kern en behoort tot 'n wese wie se hart swart is tot in die kern. Die Griekse woord wat ons vandag leer uit vandag se teks van die verse wat praat van ligsinnige woorde. Daardie ligsinnig lees ons die Grieks hiervoor is argos. En dit beteken ook waardeloos, sorgloos gekose woorde, woorde wat ons nie deurdink het nie, woorde wat ons sê sonder om aan ons naaste te dink en hoe dit aan hulle gaan gekommunikeer word of die impak wat dit aan ons naaste op ons naaste gaan hê. En Jesus gebruik dit wat hierdie fariseërs hier doen, die woorde wat hulle spreek en die skade wat dit rig, om 'n allerbelangrike les vir elkeen van ons vandag te leer. En dit is, die woorde wat jy spreek, onthul die karakter van jou menswees. Die woorde wat jy spreek, wys die kondisie van jou hart. Dit is 'n dadelike aanduiding van watter koninkryk in jou hart aanwesig is deur die gebruik van ons woorde. Wat in ons harte aangaan, watter koninkryk daar leef, word juis bekend gemaak deur die keuse van ons woorde en duidelik deur die keuse van wat hierdie fariseërs hier gesê het. Deur Jesus te beskuldig, deur te sondig teen die Heilige Gees en dit wat goed is, dit wat God is, sy koninkryk is boos te noem, sê dat God lankal nie meer in hulle harte leef nie, dat sy koninkryk lankal nie meer daar binne uitgebou is nie, maar dat dit klipharde gesteentes van 'n hart is. Hulle verhouding met God het geërodeer tot niks oorgebly het nie. Soveel so, hulle het eintlik nou aktief teen God begin optree. Iets wat begin het met agterdog in Jesus Christus as gevolg van wat hy sê hy is. Oor God het hulle was agterdogtig teenoor hom. En toe het dit geëskaleer na 'n vyandigheid teenoor hom. En wat het hulle aan die einde gedoen? Hulle het hom vervolg. Hulle het hom gekruisig. So nie net het hulle harte versteen nie, maar hulle het al aktief teen God begin kies en aktief teen hom begin optree en hom probeer uitwis, hom probeer doodmaak. Die risiko wat enige verdeelde hart loop as dit nie vernuwe word nie, gemeente, is dat dit sal omsit in 'n vyandigheid teenoor God. En dan uiteindelik beteken dit die dood. Verskoon my gou vir 'n oomblik. Verskoning. En dan sal dit omsit in vyandigheid teenoor God. En dit is die nagevolg, gemeente, van hierdie twee wêrelde wat 120 km teen mekaar 'n ongeluk vorm. Hulle bots teen mekaar. En reg deur die woord leer ons hoe God vir ons sê, jy kan nie beide God en mammon dien nie. Jy kan nie 'n verdeelde hart hê nie. Jy kan nie vir God sê ja vir 'n nuwe lewe saam met hom, terwyl jy jou ou wêreld, jou ou begeertes, jou ou sondige natuur en selfsug saam wil bring nie. Die twee staan teenoor mekaar en dit sal nooit meng nie. Daar moet 'n koste wees aan een van die twee kante. Een van die twee moet prys gegee word. Ons sien dit baie duidelik in die menswees van Moses, die koste wat hy betaal het. Hy was gekies om die spreekbuis te wees, om die kommunikasie, die bemiddelaar tussen God en tussen volk te wees. Hy het juis gesukkel om te praat, maar God het hom gekies om te wys hoe almagtig hy is in Moses se swakheid. Moses het op die einde van die dag nie net gesukkel om te praat nie, maar hy het ook gesukkel met sy meer. En was dit juist sy meer en sy woede waartoe hy ingegee het en sy keuse van woorde wat hy in woede gespreek het, wat 'n oordeel oor hom voltrek het, wat hom gekos het om in die beloofde land te mag ingaan. Gemeente, ons woorde, my en jou woorde, dra net soveel gewig
Dit het net so groot impak. Dis wat ons reg deur hierdie preekreeks oor en oor aan herinner word. Nie net in ons eie lewens nie, dit spreek nie net van ons eie ongesonde of gesonde harte nie, maar die woorde wat ons gebruik, het 'n impak op elke liewe persoon wat dit aanhoor, se lewens. Ons word herinner dat die woorde waarin ons leef, of die Here se teenwoordigheid bekend maak, of die liggaam van Christus skade aanrig. Woorde het die potensiaal, gemeente, om lewe te skep in ander, of om lewe af te breek. Dit het die potensiaal om te genees, of om te beseer. En word dit nou vir ons al hoe belangriker en helderder, om elke dag wanneer ons praat te onthou, dit kom saam met 'n keuse. Ons het 'n keuse om te maak. Ons gaan of kies vir die lewe, of kies vir die dood. Ons gaan of praat vanuit versteende, harde harte, of vanuit vleeslike, gesonde, kloppende harte. Elkeen van ons het eens 'n versteende, klipharde hart gehad. Elkeen van ons was in sonde gebore. So ons harte was eens op 'n tyd kliphard en was ons dood. Ons was dood gewees in hierdie lewe. Ons was leweloos, ons was waardeloos, gekneus. En toe het Jesus Christus gekom en hy het sy lewe vir ons geoffer en hy het vir ons nuwe lewe gegee. En daarvan lees ons in Esegiel hoofstuk 36 vers 25 tot 28. Lees ek graag vir julle. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. En as ons net weer herinner word aan hierdie woorde van Esegiel, dan echo die oorspronklike verbond wat God gesluit het met Abraham en toe met Jakob en toe met Isak in die Ou Testamentiese tye. Dit echo daardie verbond en toe met die volk van God. As ons volgens God en sy voorskrifte en sy bepalings lewe, dan sal hy ons God wees. En hy sal ons 'n nuwe lewe gee en in die land bring wat hy aan ons voorvaders beloof het. Ons sal 'n nuwe lewe in hom ontvang. En gemeente, daardie nuwe lewe is die werk van die Heilige Gees. Die werke van die Heilige Gees word juis uitgedruk in die woorde wat ons gebruik, om die evangelie te verkondig, om genesing aan mense te bring, om die waarheid te spreek, om in liefde mense te nader of te vertroos. Dis alles deurdrenk met die Heilige Gees. En wanneer ons harte vernuwe is en God sy nuwe Jerusalem daarin tot stand gebring het, sal ons woorde oorvloei van wysheid en van liefde en lewe. En lees ons in Johannes 15, ons sal juis aan ons goeie vrugte geken word, omdat ons in die wingerdstok bly en hy in ons. Elke loot wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Van die begin van die skepping af, gemeente, het ons nou al geleer, God se gesproke woord was ook sy skepende woord. God het die aarde geskep, maar hy het ook orde daaraan toegevoeg. En hierdie orde is 'n tipe wet wat hy aan die aarde toegeken het, die natuurwette. En dit duur voort tot vandag toe nog. As ons kyk na die see se grens, die hemelliggame wat nog elke dag en nag lig gee aan die hemelruim, die seisoene, alles het hierdie orde en hierdie wet wat God ingestel het. En is as gevolg hiervan dat God 'n besonderse verhouding het met die skepping. En die mens val hierby in. Die mens is ook 'n aangesproke, maar 'n antwoordende wese. God se woord kom oor en oor, reg deur die woord na die mens toe. En het God se woord van jou en my 'n jy gemaak. Iemand wat in 'n verhouding met God staan. En in hierdie verhouding met hom word ons geseën. Maar dit beteken dat ons ook 'n wetlike aspek het tot hierdie verhouding, soos wat die Israeliete gehad het met God in die woestyn. Daar is sekere voorskrifte en bepalings wat God vir ons gee, wat ons moet gehoorsaam, wat tot lewe gaan lei. En wanneer ons dit nie gehoorsaam nie, lei dit na die dood.
Ons het 'n wetlike verpligting in ons verhouding teenoor God. Ons moet hom gehoorsaam. God se skepende woord, gemeente, is ook sy opdraggewende woord. En soos hy vir ons gesê het om die aarde te bewoon en te bewerk en vrugbaar te wees, het hy ook van ons gevra om hom te gehoorsaam in 'n verhouding saam met hom. So tussen al hierdie en hoe die lewe aangegaan het, tot waar ek en jy onsself vanoggend bevind, met of 'n hinkerende hart na God, of 'n skaamkwaad hart voor God, het die mens, soos die Israeliete van ouds, een ding verleer. En dit is die menswees van God. Die Israeliete se harte het verdeeld geraak, omdat hulle verwagtinge van God selfsugtig was. Die Fariseërs se harte was steen, omdat hulle verwagtinge selfsugtig was. Elke een omdat hulle nie langer in Christus geleef en gebly het nie, of onthou het dat hy juis is, Immanuel, God met ons. Hy het nooit die Israeliete verlaat in daardie tyd nie. Die Fariseërs het heeltemal verleer wie hy is en wat sy menswees is, maar hy is en was nog altyd Immanuel, God met ons. Wat een van die hooftemas is van die boek Matteus. En ons harte, in vandag se kondisie, spreek of van die liefde van God, of van hierdie selfsug. En vanmôre vra ek jou, gemeente, watter een spreek jou hart van? Laat God dan nou vandag toe om jou hart te deurgrond, om nuwe lewe in jou droë brosbene in te blaas. Laat hy die verbond opnuut kom bevestig tussen jou en tussen hom. Laat hy daardie klipharde hart verruil by die kruis vir 'n vleeslike hart. Laat sy koninkryk in jou tot stand kom. Mag dit volbring wees en mag jou woorde die wees wat vryspreek. Die Grieks wat ons hiervoor gebruik is mimetai, wat beteken om elke dag soos Jesus te word. Mag ons dit onthou en mag ons in hom bly, dat ons sal weet, dis 'n lewenslange proses, 'n lewenslange verhouding met hom, nie iets wat net so moet gebeur nie, maar iets waartoe ons elke dag oorgee en elke dag na toe streef, 'n proses van becoming. Ek herhaal, none of their parents survived, save two. The rest proved useless. He dragged them out of Egypt, only to find they had kept Egypt in their hearts. Kom ons bid saam. Help tog, Here, want daar is geen vrome meer nie. Daar is geen betroubare mens meer oor nie. Die mens bedrieg mekaar, hulle mislei mekaar met vleitaal. U, Here, sal al die vleitaal uitroei en die groot praatry van die mense wat sê, in ons tong lê ons krag, ons lippe help ons buig vir niemand nie. Maar u, Here, sê, die swakkes word mishandel en die armes kla. Daarom gryp u nou in en gee uitkoms aan die wat daarna smag. Daar is niks vals in wat u sê nie, Abba. U woorde is so silwer wat oor en oor in 'n oond gesuiwer is. U, Here, hou oor ons wag. U sal ons vir altyd teen sulke mense beskerm. Selfs al pronk goddeloses nog rond en al heers die gemeenheid nog tussen die mense, sal ons altyd op u en u voorskrifte bly vertrou. Herinner ons daagliks daaraan, Vader. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Gemeente, dan gaan ons nou 'n geleentheid gee om ons dankoffergawes in te neem. En wil ons weer 'n keer net vir julle elkeen dankie sê wat nog steeds voortgaan met jou ritme om vir die Here te dien met die dankoffergawes. Dit is absoluut so dat wanneer ons dankoffergawes inneem, ons die gewrigte word van die hande en die voete wat die wêreld ingestuur word om die goeie boodskap van God te bring, om die evangelie verder of prakties aan te dra, dat dit wat hulle bediening word, dan nou ons bediening word. Mag dit so wees en mag God elke liewe offer wat ingeneem word vandag seën tot die gebruik van sy wil. Mag dit lewens verander. Mag dit die paaie oopmaak, nou nog meer. Ons dank julle opreg daarvoor en ons vra God se seën daaroor in Jesus naam.
Gemeente, dan kyk ons graag saam na die afkondigings. En heel eerste wil ons graag vir julle herinner, Ouderrustoord se radiokerk hierdie Sondag is ook op kanaal 7 om 10:00 of op DStv kanaal 825 as jy graag wil inskakel. Die tema is, lê jou hand in syne en is dit 'n bemoedigingsdiens met die teks Psalm 42 vers 2 tot 6 en 2 Tessalonisense 2 vers 16 tot 17. Dan herinner ons julle aan die preekreeks, is jou woorde wys of woes, en volgende week maak Wynand vir ons klaar met hou jou tong in toom, Jakobus 3 vers 1 tot 12, en nooi ons julle graag uit om saam in te skakel. Ons markie van die 25ste Junie word dus vereers nou uitgestel tot verdere kennisgewing na aanleiding van wat die president ook gesê het en die nuwe beperkings wat ons ontvang het met hierdie COVID-virus. Maar hou asseblief hierdie spasie dop, want ons gaan dit definitief weer doen. Dan wil ons ook vir julle weer herinner aan ons winteroorlewingspakkie wat ons aan mekaar sit teen $250 per pakkie. Julle kan graag vir Sandra skakel om by haar te bestel of die link wat ons gewoonlik uitstuur, sommer net daai kognito vorm vir ons invul. Julle sal definitief nie teleurgesteld wees nie. Dis wonderlike pakkies en Marlies doen sulke goeie werk. Daarmee dink maar net aan die kinders se pakkie wat sy aan mekaar gesit het tydens die skoolvakansie. Ek weet julle het dit baie geniet, nê? Nee. So ek hoop hierdie winterspakkie sal ook vir julle lekker snoesigheid gee in hierdie koue seisoen. So onthou om bietjie te bestel. Dan gemeente, is dit met 'n swaar hart wat ek graag met julle wil gesels oor Esme Coetzee. Ek het 'n briefie geskryf wat ek graag net so wil lees, omdat ek nie 'n woord daarvan wil uitlaat nie. Gemeente, dis met 'n swaar gemoed dat ons julle in kennis stel van ons eie Esme Coetzee se bedanking. Esme het vir 12 jaar in ons gemeente gedien. Sy was verantwoordelik vir ons omgeebediening, ons versorgingsspan en ook was sy ons beradingshoof. Sy het haarself egter in vele ander aspekte en op tonne ander terreine onderskei. Sy was elke dag verantwoordelik vir die kerk as liggaam se opbou, maar veral genesing. Saam met die Heilige Gees was sy die stille, onsigbare gas wat oral betrokke was, oral hulp verleen het, oral gebid het. Met haar sagte voetstappe en nederige stem het sy en God lewens verander en gered. In die Here se hand bly sy 'n vlamskerp pyl wat altyd tref waar liefde en hoop die nodigste is. 'n ware dienende leier vanuit haar werk by Spes wat ons kon sien. Esme is ook geseënd met 'n visionêre gawe en het sy 'n klomp drome lewe en vorm gegee en haar eie drome in ons kerk kom skilder. Drome soos om aan mense 'n tuiste te gee, genesing en 'n roeping. Sy het die kerk aanhou ombou soos die seisoen daarvoor gevra het, met die markie daar, die klein kerkkuiers, die mamma groepie, om net 'n paar van te noem. Haar grootste droom egter is 'n multidissiplinêre sentrum vir genesing wat oop is vir enige iemand, enige tyd. En dit is dan ook haar nuwe seisoen waarin sy haar bevind en waarin sy haarself gaan uitleef. Esme, daar is so baie wat ons jou sal wil toewens en waarvoor ons wil dankie sê. In steede daarvan bring ons jou voor God en vra ek sy seën oor julle pad saam vorentoe en julle bediening. En ek sluit graag af met jou roepingsteks. Mag God elke dag die woorde deur jou waarmaak. Jesaja 42, hier is my dienaar. Hier is my dienaar, ek stel haar aan. Ek het haar uitverkies, sy geniet my guns. Ek laat my gees op haar kom, sy sal my wil aan die nasies bekend maak. Sy sal nie roep nie, sy sal nie hard skree nie. Sy sal nie haar stem op die strate laat hoor nie. 'n geknakte riet sal sy nie afbreek nie.
'n lampet wat dof brand, sal sy nie uitdoof nie. Sy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal sy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat sy my wil op aarde gevestig het. Die eilande wag op wat hulle sal leer. So sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het. Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit oplewer. Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee. Die lewe en alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas, ek beskerm jou. Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom gee ek nie aan gesneede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan. Voor dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor. Mag die Here jou baie gelyk maak, en mag hy nog vele mense deur jou raak. Jy het my lewe verseker verander. Ons gaan dan nou aan gemeente met ons slotsang, en ek vra graag dat julle weer 'n keer julle self gemaklik sal maak, en net sal sing tot eer en verheerliking van God. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle die vrede gee. Amen. Geseënde week wat vir jou voorlê gemeente. Mag jy die week ingaan aan die hand van Jesus Christus.
Wees veilig, dra julle maskers en soos kanaal 7 sê, bly op julle knieë. Totsiens.